Baie welkom by hierdie week se geloofswoord. Ons is by Matteus 14 en ons kyk saam na 4 gebeurtenisse uiteindelik Jesus wat sy invloed bevestig en ook wat dit beteken wanneer ons sy volgelinge is, wanneer ons sê dat ons hom dien en hom eer, die gevolge ook uiteindelik daarvan. Mag jy ook daar by jy saam is dalk as Bybelstudiegroep of net op jou eie Bybelstudie ook doen, mag jy beleef hoe die Here naby is, ook tydens hierdie geleentheid en hoe hom dieper leer ken. Voordat ons saam gaan kyk na Matteus 14, kom ons bid net eers saam. Here, wat 'n groot voorreg is dit nie om U as ons Vader te kan aanspreek, die heerser van ons lewens, die koning van ons lewe, die een wat is, wat was en wat kom. En dankie vir Matteus, die evangelie, dankie dat ons daarin U dieper kan ontdek, mag U ook vandag vir ons seën met ons wees, Here, sodat ons tot 'n dieper verstaan kan kom, ook van dit wat U ook hierdeur vir ons wil kom sê. Dankie dat U geleef het, dat dit 'n sekerheid is, en dankie dat U in ons harte ook elke dag leef en saam met ons is. Mag U ons seën met U goedheid, met U guns, Here, en met 'n verantwoordelikheid om ook U naam uit te dra, sodat ander ook tot inkeer mag kom. Dankie dat ons nou stil kan word en kan weet U is met ons. Ons bid dit, ons vra dit alles in U naam alleen. Amen. Ek gaan vir ons die eerste gedeelte uit Matteus 14 uit saamlees van vers 1 tot 12. Daarna gaan ek vir jou 'n oomblik gee om dit wat jy gehoor het, sommer met mekaar te deel, met jouself te deel. En daarna gaan ek vir ons verder gaan. En dan heel aan die einde gaan ek weer 'n paar vrae opsit wat julle saam kan bespreek as julle dalk saam is as 'n Bybelstudiegroep, wat jy op jou eie sommer net oor kan nadink en met die Here kan deel. As daar enige vrae is, enigiets is uit die gedeelte uit wat jy oor vra het, laat weet asseblief. Los 'n kommentaar of stuur vir die kerk en deur sommer net 'n boodskap. As jy dalk iets meer wil weet of as daar iets is waar jy ook wonder dalk. Kom ek lees vir ons saam Matteus 14 van vers 1 af. In daardie tyd het Herodes, die tetrarg, se leier van 'n kwart van 'n groot gebied, die berigte omtrent Jesus gehoor. Hy het vir sy dienaars gesê: "Hierdie man is Johannes die Doper, hy is opgewek uit die dood en daarom werk hierdie kragte in hom." Herodes het Johannes immers gevange laat neem, om laat boei en in die tronk laat sit, en dit vanweë Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Want Johannes het dadelik vir Herodes gesê: "U mag haar nie as vrou hê nie." Hoewel Herodes hom wou doodmaak, was hy vir die skare bang, omdat hulle Johannes as 'n profeet beskou het. Tydens Herodes se verjaardagvieringe het die dogter van Herodias vir almal gedans, en sy het Herodes bekoor. Daarom het hy met 'n eed beloof om wat sy ook al vra aan haar te gee. Aangehits deur haar moeder, het sy gesê: "Bring vir my hier op 'n skinkbord die kop van Johannes die Doper." En hoewel die koning hieroor ontsteld was, het hy wanneer sy eet en hulle wat aangeleen het om te eet of verete, beveel dat dit vir haar gebring moes word. Hy het toe iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. Sy kop is in 'n skottel gebring en vir die meisie gegee, en sy het dit na haar moeder geneem. Sy disippels het gekom, die liggaam geneem en hom begrawe. Daarna het hulle dit vir Jesus gaan vertel. Na die tweede verwerping van Jesus in Nasaret, hoor Herodes van Jesus en die wonders wat hy uiteindelik doen. En ten spyte van berigte dat hy die seun van 'n skrynwerker is, wil Herodes dit glo dat dit Johannes die Doper moet wees, dat hy die dood uit opgestaan het. Dat hy die dood uit opgestaan het en hierdie wonders doen. En uiteindelik wys dit van ons weg daarna dat Herodes skuldig ook voel oor die feit dat hy vir Johannes laat onthoof het. En dit in opdrag van Herodias, wat vir hom gevra het dat sy kop op 'n skinkbord soek. En hy maak dan hierdie storie op om uiteindelik sy gewete ook te sis. Maar deur dit wys hy uiteindelik weg na dit wat Jesus sal kom doen. Na Jesus sal eie opstanding, sonder dat hy dit weet, wys hy uiteindelik weg. En hierdeur wys dit weer vir ons hoe God uiteindelik in die agtergrond bly werk. Hoe uiteindelik die een is wat selfs deur Herodes homself kom openbaar. Herodes wat nie God se eer gesoek het nie, maar eerder aan 'n eed getrou was, wat hy aan iemand gemaak het, aan 'n persoon gemaak het, en nie aan God getrou was, en sy werk in hierdie wêreld. Ek lees vir ons verder van vers 13 tot 21. Toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n boot vertrek na 'n verlate plek om op sy eie te wees.
maar die skare het dit te hore gekom en hom te voet uit die dorpe gevolg. Toe hy uitklim, het hy die groot skare gesien, hulle innig jammer gekry en hulle siekes gesond gemaak. Toe dit laat begin word, kom die disippels na hom en sê, die plek is verlate en dit is reeds laat. Stuur die skare weg na die dorpies om vir hulle self kos te gaan koop. Maar Jesus het vir hulle, of het hulle geantwoord, hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te ete. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Hy sê egter, bring dit hier vir my. Nadat hy die skare aangesê het om op die gras te gaan sit, het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Hy het dit toe gebreek vir die disippels gegee en die disippels weer vir die skare. Almal het geëet en het versadig geword. Hulle het van die stukkies of stukke wat oorgebly het, 12 mandjies vol opgetel. Afgesien van die vroue en die kindertjies, was daar ongeveer 5000 mans wat geëet het. Die bekende verhaal van Jesus wat die visies en die brode ook vermeerder, wat vir meer as 5000 mense ook kos gegee het. En deur hierdie verhaal, hier waar die disippels kom en vir Jesus sê, maar die mense moet weggestuur word, nadat Jesus probeer het om homself af te sonder, nadat hy gehoor het van Johannes se dood, en die mense, die skare hom volg, en hy siekes weer begin genees, dan berisp Jesus die disippels hier eintlik om vir hulle te sê, maar ons moet nie mense wegstuur nie, ons het vir hulle iets gee om te eet. En die disippels het so half in skok is, maar ons het nie iets om vir hulle te gee om te eet nie. Ons het nie genoeg nie, ons het nie eers genoeg geld om vir hulle iets te gaan koop om te eet nie. En dan wys Jesus hierdeur dat ons God moet vertrou. Vertrou nie net dat hy sal voorsien nie, maar dat hy ons kan gebruik om te voorsien, om te sorg. En dat hy ook die bietjie van wat ons het gebruik om te sorg, om te voorsien vir ander mense. So moet ons die Here vertrou in alles van ons lewe, so moet ons weet dat hy die een is wat ook sal sorg, selfs wanneer dit vir ons onmoontlik lyk, vir ons as mense. Moet ons God vra en hom vertrou ook, dat hy ook wonders kan doen, die onmoontlike moontlik kan maak, omdat hy God is, verhewe is bo hierdie wêreld, verhewe is bo ons verstand. Dis die wonder van hierdie gedeelte ook, Jesus wat hierdie brood kom vermeerder, is dat hy my en jou so bietjie kan gebruik, om baie meer te doen. Kom ons lees verder saam, lees van vers 22 tot 33. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en so lank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hy vreesbevange geraak en gesê, dis 'n spook. En van angs begin skreeu, maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim, op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Hierdie gedeelte in Matteus is ook 'n baie bekende gedeelte, 'n gedeelte wat ons baie sal hoor en dalk selfs baie sal ook gebruik wanneer ons in stormtye van ons lewens ook deurgaan. Jesus wat die disippels op 'n boot wegstuur en dan self gaan om te gaan bid, alleen te gaan bid, en dan op die water na hulle toe aangeloop kom, en Petrus wat uiteindelik dan nou vra of hy na die Here toe kan kom. En dan sodra hy sy fokus afval van die Here af en die storms of die winde, die golwe rondom hom sien, dan sink hy. En die mooi hier van die Here wat uiteindelik vir ons kom sê, maar wanneer ons deur storms in hierdie lewe gaan, wanneer die golwe ons oorweldig, dan moet ons weet dat hy ook groter is as dit.
groter as die storms van ons lewe en ons moet hom vertrou daarmee. Ons moenie vaskyk daarin nie. Ons moet bewus wees daarvan natuurlik, maar ons moet vaskyk in die Here en Jesus Christus en God self wat ons kom red ook uit die storm, wat saam met ons is in die storm en ons help hom om ook op die water te loop. God is uiteindelik die een wat ons red. Die reddende hand wat ons kom aangryp, uithaal uit daardie storms uit. Hy is die een wat ons kom verseker dat hy naby is, dat sy krag groter is as enige ander krag wat ons ooit mag teekom. So moet ons die Here vertrou en nooit ons fokus van hom af verloor nie, sodat ons nooit sal val nie. Maar as ons val, beloof die Here ook deur hierdie verhaal dat hy ons sal red. Hy ons sal uittrek uit die water uit, soos hy vir Petrus hier ook dit gedoen het. Kom ons lees saam die laaste gedeelte van vers 34 af. Nadat hulle na die oorkant gevaar het, hulle aan wal gegaan by Genesaret. Toe die manne van daardie plek hom herken, het hulle daardie hele omgewing laat weet en hulle het almal wat siek was na hom gebring en hom gesmeek dat die siekes selfs net die soem van sy boekleed kon aanraak. En almal wat dit aangeraak het, is genees. In hierdie laaste gedeelte van Matteus 14 sien ons hoe Jesus aan land kom by Genesaret en hoe daar mense dan is of dat die mense hom herken en dan die siekes bring om genees te word deur hom. Hulle glo dis net die boekleed van Jesus aanraak dan sal hulle genees word. En dan gebeur dit so. Hulle word genees as hulle hierdie boekleed van Jesus ook aanraak. En dis deur God se genade, sy groot genade dat hulle dan genees word. Hy sien hulle geloof agter die daad ook raak. Hy sien raak dat hulle vertroue ook in hom plaas. Maar dis God se genade uiteindelik wat die genesing bring. Dis deur sy groot krag wat die genesing kan plaasvind. En hierdeur sien ons raak dat geloof in God die onmoontlike moontlik maak. Dat ons baie keer kan raak sien, kan getuig, kan beleef. Die Here ook wonders in ons lewe doen, omdat ons in hom glo. Mag jy altyd ook in jou geloof vas staan en weet dat in die onmoontlikste van omstandighede enigiets vir die Here moontlik is. Selfs al raak jy net in sy boekleed, kan hy jou genees. Dis die God wat ons dien, dis die God wat ons aanbid, selfs al spandeer ons net 'n bietjie tyd saam met hom, kan hy verandering in ons lewe bring. Mag jy meer en meer tyd maak vir die Here, mag jy in jou dag meer en meer met hom praat, mag jy beleef hoe hy vir jou goed wil wees, en goed ook is, en mag jy jou lewe aan hom wy, in alles wat jy doen. Ek gee so 'n oomblik, dat jy net stil word, dat jy saam stil word, en dan doen ek vir ons 'n gebed, en daarna sal ek die vrae ook op die skerm vir ons sit. Here, baie dankie vir die wonder van wie U is. Here, dankie dat ons net weer iets daarvan kan beleef, wanneer ons so saam is, en deur die evangelie van Matteus werk. Dankie dat U vir ons net weer kom bevestig, deur hierdie gedeelte vandag, deur hoofstuk 14, dat U die God is wat die onmoontlike moontlik maak, Here. Dat die dinge wat vir ons baie keer oorweldigend voel, dat U groter is as dit. En Here, vergewe ons waar ons baie keer so twyfel daarin, twyfel dat U groter is as die dinge wat ons in hierdie lewe moet veg en moet teëgaan, Here. Vergewe ons waar ons baie keer twyfel in U krag. En mag ons net vertrou dat wat ook al gebeur, dat U in beheer bly. Dat U 'n doel het en 'n plan het met alles. Alhoewel alles nie U wil is nie, dat dit binne U wil is. En dat U groter is as dit alles. Dankie dat U vir ons die krag gee om in hierdie lewe ook die dinge te kan hanteer wat ons moet hanteer. Dankie dat U vir ons die krag gee om vir ander mense daar te kan wees, Here. Dankie dat U ons gebruik om U naam verder uit te dra. Mag U met ons wees as God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, in alles wat ons doen en is. In die wonderlike naam bid ons dit. Amen.